Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 37 van ons reeks oor jou identiteit in Christus. Maar voor ons begin, kom ons bid net eers saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons so liefhet. Dat U saam met ons deur U woord stap. Dat U saam met ons is as ons U woord ondersoek en dat U vir ons U woord oopmaak en verstaanbaar maak en dat die lewe en die krag wat daar in U woord is, deel word van ons lewe. Dankie ook vandag vir geopende ore en sagte harte om te ontvang wat U ons wil leer. In Jesus naam, amen. Hierdie week gaan ons kyk na 'n baie interessante vergelyking wat Paulus tref in Romeine 7. Tussen die huwelik en ons verbintenis met die wet en Jesus wat opgestaan het. Maar voor ons by dit uitkom, wil ek vandag eers vir ons iets anders wys wat mooi is. Blaai saam met my na 1 Johannes 4 vers 17. Dis ons fondasieskrif vir hierdie reeks. En ek wil net vir ons nog iets mooi hierin wys wat die Heilige Gees met my gedeel het. Hy lees in die ou vertaling so: Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. En hierop bou ons hierdie reeks, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. En dis slegs hierdie identiteit wat ons gaan vrymoedigheid gee in die oordeelsdag. Niks anders gaan op daardie dag enigsins waarde dra nie. Al gaan jy kan sê dat jy 1 miljoen mense tot bekering gelei het. Dit gaan niks beteken wanneer dit vergelyk gaan word met die heiligheid en geregtigheid van Jesus nie. Maar die goeie nuus is, ons het die geregtigheid van Jesus. Dis vir ons as 'n geskenk gegee deur sy kruisdood en opstanding. Lees maar onder andere Romeine 5 vers 17 en 2 Korintiërs 5:21. En is alles as gevolg van God se volmaakte liefde vir ons. Maar nou gaan hy verder in 1 Johannes 4 en vers 18, dan sê hy, daar's geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Daar's geen vrees in die liefde nie. Die woord van God sê vrees en volmaakte liefde is nie sinoniem nie. As daar vrees in ons lewens is, moet dit vir ons 'n teken wees dat ons nog nie sy volmaakte liefde begryp nie. Ons het geen rede om vrees te kan regverdig nie, want hier staan, hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Die area waarin ons vrees ervaar, is die area waarin ons nog moet groei tot volwassenheid in sy liefde vir ons. Maar hier is dit wat ek glo die Heilige Gees my gewys het. Die middelste gedeelte sê, want die vrees sluit straf in. Ons is bang vir straf. Ons is bang vir pak slaag. Maar as disipels van hierdie bediening en die wat hierdie Bybelstudie al lank genoeg volg, dink ek ons het al genoeg waarheid gehoor en is ons al vry genoeg om te weet dat ons nie meer onder die straf van die wet is nie. En dat God al die straf van ons sondes op Jesus se liggaam uitgewoed het. So ons is tot 'n groot mate vry genoeg in ons gedagtes van straf, in die sin van ek kry nie wat ek verdien vir my sonde nie. Maar hier is die ding, en miskien is dit net ek, maar as ek na myself kyk, dan kom ek agter dat ek baie keer twyfel of God my sal seën. Of God so goed sal wees vir my, want ek verdien dit nie. Want ek is nog nie daar nie. Want ek het nog nie dit of dat bereik nie. Want ek het nog nie dit of dat gedoen nie. En daarom weerhou hy hierdie of daardie seën van my. Daarom kan ek nie hierdie of daardie verwag nie. Kan jy agterkom dat dit 'n vorm van vrees is, toegedraai in 'n vorm van straf. Nie 'n direkte hou nie, maar 'n indirekte weerhouing van sy goedheid. Dis alles verdraaid, maar dis hoe ons dink. Maar kom ek maak hierdie meer prakties, sodat dit dalk meer sin kan maak, en sodat jy dalk in jou eie lewe iets kan herken. Kempton het 'n mall met die naam van Festival Mall, wat seker die grootste mall in Kempton Park is. Nou die Ster-Kinekor Theater in die mall het meer as 'n jaar gelede toegemaak en staan sedertdien leeg. Ek glo die Here het dit op my hart gelê om hierdie teaters te huur as ons kerk se fasiliteit.
Die hele plek, al 8 cinemas. Ons het in Maart die mol se bestuur gaan sien en op 28 Maart het ons 'n voorlegging ingehandig om die hele fasiliteit te huur. 'n Gedeelte wil ons gebruik as die kerk se auditorium en 2 ander teaters vir ons inrig vir die kinderbediening. Die ander teaters wil ons inrig om te dien as konferensiefasiliteite wat ons dan wil uitverhuur gedurende die week. En hierdie klink awesome. En dit is. Dis absoluut mind-blowing en die potensiaal wat daar is om mense te bereik vir die koninkryk is fenomenaal. Maar hier is die ding. Sterk Unicor het al hulle toerusting uitgehaal. Die skerms, projektors en klank. Net die stoele is nog daar, waarvoor ons baie dankbaar is. Maar dit gaan 'n paar R100,000 kos om hierdie plek in te rig om kerk en konferensie gereed te wees. Geld wat ek glad nie het nie. Maar nou het ek een van 2 keuses. Ek kan of glo dat God so goed is en so goed vir my wil wees om vir my alles te voorsien, beginnende by die mol se bestuur om ons voorlegging te aanvaar om die teaters van ons uit te verhuur, tot by die totale toerus en uitrus van die teater, sodat ons daar dienste kan aanbied wat sy naam en sy koninkryk verheerlik, wat sy waarheid vir mense bring, wat mense kan grondves in sy woord, sodat hulle ware disippels kan word, sodat disippels kan gaan disippels maak, nie net in Kempton nie, maar in die hele Oosrand, sodat die waarheid van sy woord mense in die Oosrand en die res van Suid-Afrika kan vrymaak. Of gaan ek bang wees? Gaan ek bang wees dat ek nie goed genoeg is nie? Gaan ek bang wees dat hy sy beste van my gaan weerhou? Gaan ek bang wees dat hy my nie so liefhet nie? Gaan ek bang wees vir daai verskuilde straf? En in hierdie vraag is hierdie wat God my gevra het. As hierdie Jesus was, en ek het hom gevra om daar kerk te begin, dink jy ek sou hom so seën, dat hy alles sou hê wat nodig is om te doen wat ek hom gevra het om te doen? En my antwoord was onmiddellik, maar natuurlik. Dis dan mos Jesus, u seun. En die Heilige Gees vat my onmiddellik terug na vers 17. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Sjoe. En ek besef onmiddellik wat hy bedoel met volmaakte liefde wat nie vrees nie. Dis nie dat ons liefde perfek geword het nie. Dis meer 'n kwessie van ons wat begin vertrou in sy volmaakte liefde vir ons. En ons vertrou en geloof daarin dat hy ons so liefhet en dat hy so goed is en so goed wil wees vir ons. Want as hy dit vir Jesus sou doen, sal hy dit vir my ook doen. Want soos hy is, so is ek in hierdie wêreld. En as jy meer net vir my 'n skrif wat daar in die woord staan wat ek oor lees en wat ek so nou en dan oor preek nie. Dit word vir my 'n praktiese waarheid. Dit word vir my 'n ding in my face. Sal jy glo dat ek na jou kyk soos ek na Jesus kyk? Sal jy glo dat ek jou sal seën soos wat ek Jesus sou seën? Sal jy glo dat jy dieselfde voorsiening daar sal ervaar as wat Jesus sou ervaar? En ek wil dieselfde vir jou vra vandag. Waarvoor vertrou jy God vandag? Wat is daar in jou lewe wat absoluut onmoontlik lyk en jy weet is net God wat hier iets kan doen? Ek wil jou uitnooi om hierdie prakties te maak in jou lewe. Soos Jesus is, soos ek in hierdie lewe. Vra jouself, as dit Jesus was wat nou hierdie groot ding moes vra, sou God ja sê? Sou God voorsien? Sou God dit seën? En as jou antwoord ja is, dan het jy ook jou antwoord vir jou situasie. Want soos Jesus is jy nou in hierdie wêreld. As God dit nie van Jesus sou weerhou nie, sal hy dit ook nie van jou weerhou nie. Is dit genesing wat jy nodig het? Is jy bang vir doodgaan? Is jy bang vir siekte? Is jy bang vir 'n aanval? Is jy bang vir inbraak in jou huis? Of is jy bang vir die gebrek aan voorsiening? Is jy bang vir die gebrek aan finansies? Ek weet nie waarvoor het jy 'n vrees vandag, maar ek wil jou terugvat na hierdie skrif. Volmaakte liefde
dryf die vrees na buite. Vertrou in sy volmaakte liefde. Want soos hy is, soos Jesus is, soos jy nou in hierdie wêreld. Hy is so goed en so lief vir jou. Laat toe dat hy jou perfek lief hê vandag. Here Jesus, dankie dat ek vandag letterlik hierdie prentjie sien dat u woord soos 2 hande is wat onder ons inkom en ons optel en ons toevou en vir ons kom sê ek is so lief vir jou. Ek is so goed vir jou. Ek wil dit vir jou doen. Kan jy my vertrou? Kan jy deur geloof vir my die toegang in jou lewe gee om vir jou dieselfde te doen as wat ek vir Jesus sou doen? Dankie Here Jesus, dat u kom help ons ook nou met daardie geloof, om onwrikbaar, onbuigbaar, onskuifbaar te glo, dat soos u is, soos ek in hierdie wêreld. In u naam alleen. Amen. As jy dalk meer oor ons bediening wil uitvind of met ons wil kontak maak, kan jy gerus na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Ons het ook 'n YouTube kanaal met die naam van In Jesus Ministry en ons het ook 'n podcast onder In Jesus Bybelstudie. Geliefde disipel van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.